voorreg om die Here so te kan loof en prys vanmôre. Is lekker om julle almal hier te sien. Die kerk is lekker vol. Ons gaan binnekort nuwe bankies kry hier so binne. Lyk dit my. Net so vinnig 'n paar afkondigings wat ons gaan doen. Christian, as jy kan gaan vir ons aan die eerste slide toe. Die mense wat ongesteld is, as julle maar net in julle gebede kan hou, Pienaar Papenfoes, maar dit gaan baie beter met hom, soos ons gehoor het. En aan Janine Davidson, as julle maar net aan haar kan dink en vir haar kan bid. Ons gaan nou ook vir haar bid. Volgende slide. Verjaarsdag. Hier is 'n bietjie outdated slide. Erika Briel. Erika? Hier sit Erika. 8 April. So ek wil hê julle moet weet wie is die mense. Dan kan julle na die tyd gaan ons lekker eet, nê? Nee? Dan gaan jy na daai persoon toe en gaan sê vir daai persoon geluk, want ek het begin besef hoe kosbaar dit is om mense te acknowledge. Okay, en ek dink ons moet dit begin meer doen. Ons moet mense in die oë kyk en sê geluk, jy weet, met jou spesiale dag. So hier is Erika, sit daar voor. Johan Kap, hy is nou nie hier vandag nie, neem ek aan. En dan Abraham, Jessie, die twee paartjies verjaar saam. En dan Kate de Pre ken ek nie. Waar sit sy? Steek jou hand. Daar is hy, daar, ons gaan vir jou geluk kom sê, nê. Werner de Pre. Waar is Werner? Daar is hy, Werner. Welkom julle. Nuwe gesiggies. En dan die Leon, ons almal ken vir Leon daar agter, sy verjaar ook, die 30ste Maart. En dan Gwendy. Ek dink nie Gwendy is hierso nie. Is sy hierso? Daar is hy Gwendy. Daar is hy, ons gaan vir haar geluk sê vanmôre. So onthou die gesiggies. En dan ons almal gaan lekker saam ietsie eet daar na die tyd. En dan die doop. Ons twee mense 'n spesiale dag. Ons twee mense wat wil gedoop word vandag. So ons gaan daar by die swembad. Ek hoop die swembad is lekker warm, ek glo so. Dis Dion Erasmus en Toinette Botha. So julle almal kan ons gaan join daar en dan kom ons gaan sê hulle geluk na die tyd. Jy weet wat 'n voorreg om gedoop te kan word, né? Dis wat Jesus vir ons sê, gaan uit en gaan maak disippels en gaan doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dan die Paasdiens het ons die 3de April. Dis dan by wat ons hierso het vandag. En dan wil ek net gou vinnig hierso. Die fliekaand. Daar's 'n fliekaand. Dis die 3de April. Okay, gaan ons die buitelig fliek doen. So dis dan daar op die plaas. Ons het nou by Sunfield ene gedoen, Vrydag. Dit ons daar's Gert, elke tweede week gaan doen ons 'n bediening vir die Sunfield mense. En Gert is een van my vriende daar, so hy is in 'n reistool en hy wil altyd saam met ons gaan buitelig fliek doen en saam met ons goedjies doen. Toe het ons hierdie keer besluit ons gaan sommer die fliek na hulle toe vat. Vat ek al die speakers en ek vat die sound en die projektor en ons gaan wys vir hulle fliek. En toe bederf hulle ons met lekker vetkoek en hoender, chicken mayo, vetkoeke. So wat 'n voorreg was dit nie om daar te gaan bedien nie. So ja, julle is ook welkom ons te join. Ons is die Sunfield het ons weer, dis nou nie hierdie Vrydag nie, die week daarna, daai Vrydag kan julle ons join. Okay. En ek dink dis pretty much die afkondigings. Kom ons okay, dankie. Weeklikse aktiwiteite is klein groepie in die dorp. Klein groepie op die plaas, die manne bidgroep, is weer by Abraham vir die wat wil weet. Al die mans is welkom, né? Is baie lekker. En dan die Sondag is die plaaskerk wat ons by Lazar opstal het en dan by die lodge vanaand het ons ook 'n bediening vanaand. Alright. Kom ons sluit die oë en sê ons net vir die Here dankie vir die voorreg wat ons het hierso. Papa Vader, dankie vir die voorreg wat ons het hier vanmôre om net by mekaar te kan wees as 'n familie en as boeties en sissies. Dankie ook vir die voorreg wat ons het om vandag die doop te kan aanskou, Vader, wat U vir ons instruksie gegee het wat ons moet doen en dankie ook vir almal wat hier vanmôre is en ek bid ook vir al die mense wat verjaar, dat U ook met hulle sal wees en hulle sal seën en alles wat hulle gaan aanpak hierdie jaar en beskerm hulle gesondheid en hulle finansies, Vader. Dankie ook vir die voorreg wat ons het om dit te kan vier saam met hulle. Ek bid ook dat U vir Abraham sal seën en al die woorde wat hy gaan spreek vanmôre, dat dit van U af sal kom. En dankie ook vir die voorreg wat ons het om hier in die huis van U bymekaar te kan kom. Ek wil ook net bid vir al die dinge, onsekerhede wat daar in die wêreld aangaan, Vader. Ek bid dat die mense nie hulle oë sal hou op die vrese en die bekommernisse nie, maar dat ons altyd ons oë sal vestig op U, Vader, en dat ons weet U is daar vir ons en dat ons net nader aan U sal kom. Ek vra al hierdie goed in die naam van Jesus Christus. Amen. Alle volke klap jou hande, juig tot eer van God. Verhef jou stem en roep sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is koning ewe.
in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemelkoning skenk ons sy genade. Hy is koning ewig in die hemel en op aarde, die volke kniel, die nasies juig oor al sy skepingsdade. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemelkoning skenk ons sy genade. Ons gaan in sy tempel en hy roep ons almal saam. Die skare juig en horens blaas ons almal in sy naam. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemelkoning skenk ons sy genade. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemelkoning skenk ons sy genade. Doen slechts wie wil hier, wie wil met mij die potten baken, met mij die klei. Vorm mij en maak mij net zoals u wil, op u slechts wagen, nederig en stil. Doen slechts wie wil hier, wie wil met mij. Toets en deursoek mij, al moet ik lei. Wetter as sneeuw hier, was mij vandaag. Lag aan uw voeten, wil ik steeds wacht. Doen slechts wie wil hier, wie wil met mij. Tot heel mijn leven, die is gewijd. Maak van mijn hart heiland uw troon, tot elkeen Christus in mij zien wordt, tot elkeen Christus in mij zien wordt. God is liefde, juich ons harte en bedank wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. God is liefde, juich ons harte en bedank wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou
bedank vir liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde sarte en bedank wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons sy God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Ons kan I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will led me through the fire, and in darkest nights you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
God, yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, King is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Die kinders kan vandag na die kinderkerk toe. Trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Wat 'n voorreg het ons om vanmôre weer in die huis van die Here bymekaar te kan kom en so lofliedere tot eer van die Here te mag sing. En ek dink almal wat vanmôre so ingery het, ek dink dit maak saak watter pad jy ingery het nie. As mens so hier langs die pad die kosmosse gesien het en dan die lande wat so geel net agter dit is en dan was dit die mooiste blou wolke met die mis wat so lê, dan besef ons hoe groot is God. Elke een wat dit sien kan nie vir 'n oomblik nie God se grootheid beleef nie. En is dit nie wonderlik dat ons as sy kinders in hierdie wonderlike skepping mag leef nie? En daarom mag dit vanmôre ook wees dat die Here met elkeen van ons hier kom spreek, dat die Here vir elkeen van ons hier 'n boodskap sal hê. Dat as ons hier uitgaan, ons werklik gaan leef soos kinders van God wat in oorwinning leef. Want hy het alles vir ons gegee. En daarom vra hy van ons om te gaan leef in oorwinning. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, wat 'n voorreg dat ons vanmôre hier in die huis bymekaar mag kom. Here, wat 'n voorreg dat ons net as ons so sit en na mekaar kyk kan sien dat elke mens wat hier sit, U ken elkeen op sy naam. U weet van elkeen se omstandighede. U weet als van elke een wat hier is. Ja, Here, en U kom na ons, selfs in ons gebrokenheid, en U kom roep ons. U sê, kom volg my. Ja, Here, en hoe wonderlik is dit daardie dag as mens jou lewe oorgee, daardie dag as mens Jesus Christus aanneem as verlosser en Here, hoe alles in jou lewe verander. Hoe jy nie net dieselfde kan wees nie. Maar Here, partykeer vergeet ons. Partykeer as ons om ons kyk en ons kyk na die wêreld en ons kyk selfs hier onder mekaar hoe ons leef, dan besef ons. Partykeer vergeet ons wat daar aan die kruis gebeur het. Partykeer vergeet ons die duur prys wat U betaal het. Maar Here, daarom is my gebed
dat U vanmôre met elkeen van ons sal spreek, dat U vanmôre in hierdie boodskap elkeen se hart sal aanraak. Here, gee vir elkeen wat hier is 'n ontvanklike hart. Ja, Here, dat ons nie anders kan as om geesvervuld hier uit te stap en om in 'n stikkende wêreld te gaan uitleef, ons koning leef. En mag dit so wees vir elkeen wat vanmôre hier is. En ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Vanmôre kom ons hier by mekaar en ons is in hierdie week wat op die Christelike kalender een van die grootste weke is. Hier waar ons op pad is na die kruis, waar ons Vrydagoggend gaan ons stil staan net by die kruis. Maar iets wat gebeur as ons so stil staan by die kruis en ons dink aan Jesus se pad wat hy daar gestap het, die lyding wat hy moes deurgaan, hoe hy daar gesterf het, maar dan ook daardie wonder van die opstanding, hoe dit elkeen van ons se lewe sin kom gee het. En daarom wil ek hê ons moet vanmôre as te ware begin om hierdie week so saam met Jesus op hierdie pad na Golgotha te stap. Maar die groot gevaar is, hoeveel van ons ken hierdie storie? Ons het al soveel keer gehoor van die kruisiging. Ons het al soveel keer gehoor dat Jesus Christus aan die kruis vir jou sondes gesterf het, dat ons maar gewoond geraak het daaraan. Dat dit maar amper geword het, ek hoor dit, maar dit tref nie meer werklik my hart nie. Dit verander my nie meer hoe ek leef nie, want ja, ek weet dit, maar dit is so asof dit maar net daar ver is. Dis nie asof dit iets is waaroor ek elke dag nog opgewonde is as ek opstaan om te dink, wat het Jesus aan die kruis vir my gedoen? Hy het my nuut gemaak, hy het my 'n lewe gegee en daarom kan ek anders leef as die wêreld. Nee, baie keer het ons die verwondering verloor en ons leef maar bloot. Ons gaan maar net so deur hierdie lewe. Daarom wil ek hê ons moet vanmôre nie net aan die kruis dink nie. Ek wil hê ons moet vanmôre weer die kruis probeer sien. Ek wil elkeen wat hier sit vra, kom ons kom vanmôre en ons dink ons weer in, asof ons self daardie dag in Jerusalem was. En daar as jy so in Jerusalem staan, dis vroegoggend, is in hierdie nou straatjies, dis vol mense, jy hoor hier's 'n geraas, mense, jy weet nie as hulle opgewonde of wat dit is nie, want party hoor jy lag uitbundig, ander hoor jy loop saggies en huil, en party kyk maar net rond asof hulle nie weet wat werklik aan die gebeur is nie. En dan sien jy hom. Jy sien 'n man wat stadig aangestap kom, met 'n swaar houtbalk op sy skouers. Die bloeddruppels loop langs sy gesig af van die doringkroon in sy kop. Die gewig van hierdie houtbalk is eintlik vir hom te swaar. Hy struikel, hy val. En dan kom hierdie soldate en hulle skree vir hom, staan op, loop aan. Hy kry 'n skop hier en hy word daar met 'n sweep geslaan. Sy rug is al klaar deur kloof. Dit is net hale wat daar lê, die bloed loop daaruit. Maar tog sien ons, hy's besig om nog steeds te loop. Jy vra vir iemand langs jou, wie is hierdie man? En die persoon antwoord, dis Jesus van Nasaret. Jy het al van hom gehoor, jy het al van die wonderwerke gehoor wat hy gedoen het, jy het al gehoor hy het mense genees, jy het gehoor hy het blindes laat sien, en jy het gehoor mense sê party, hy is die Messias. Ander sê, hy is maar net 'n gevaarlike moeilikheidmaker. Maar daar waar hy so stap, lyk hy nie vir jou soos 'n koning nie. Hy lyk nie soos 'n oorwinnaar nie. Hy lyk soos 'n man wat maar net op pad is om aan 'n kruis te gaan sterf. Maar dan besef jy iets wat alles verander. As jy so na hom kyk,
dan weet jy en jy besef, hy weet waarheen hy op pad is. Hy weet presies wat gaan gebeur. En tog stap hy aan. Want Jesus self het gesê daar in Markus 10 vers 45 lees ons dit, die Seun van die mens het gekom om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Hy was nie 'n slagoffer van sy omstandighede nie. Hy was nie maar net op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek nie. Hy was doelbewus, het Jesus gestap na die kruis. En dit bring ons by die een groot vraag vir môre in hierdie preek van ons. Hoekom? Hoekom sou iemand doelbewus se pad na 'n kruis toe stap? Hoekom sou iemand kies om te ly? Hoekom sou iemand kies om verwerp te word, om te sterf? Hoekom sou Jesus dit doen? En op daardie vraag te antwoord gaan ons vanmôre kyk na Filippense 2. Want daar gaan ons sien, Jesus het nie net gesterf nie, maar hoekom hy gesterf het. En wanneer 'n mens regtig begin verstaan hoekom Jesus op hierdie pad van die kruis gestap het, dan begin jy met nuwe oë kyk na die kruis. Dan begin jy met 'n verwondering kyk. Dan besef jy, die kruis het nie net met Jesus te doen nie, maar ook met jou en met my. Ek wil graag vir ons lees hier uit Filippense 2. Ons gaan die eerste 11 verse hier saam lees, vir die wat hulle Bybels daar wil oopmaak. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. En daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Wanneer Paulus hier begin skryf in Filippense 2, begin hy by ons, as ons daar in vers 3 en 4 kyk. Hy begin by iets wat so direk na ons harte wys. As hy daar sê, moet niks doen uit selfsug of ydelle eer nie, maar in nederigheid moet ons ander hoër ag as onsself. Met ander woorde, hier kom hy en hy sê, een van die grootste probleme van ons as mens, elkeen wat hier sit, is nie net wat ons doen nie, maar dis hoe ons harte lyk. Want as ons eerlik is, en ek wil net hê, as ek hierdie sê, dink aan jou week net wat verby is, dink aan jou lewe as jy terugkyk. Is dit nie waar as ons na ons eie lewens kyk, dat dit soveel keer so waar is nie? Dan leef ons so maklik net vir onsself. Ons dink eers aan onsself, ons planne, ons tyd, ons drome. Alles gaan oor ons gemak. Ons wil hê, dinge moet uitwerk soos ons wil hê dit moet uitwerk. En as dit nie so uitwerk nie, dan verloor ons dit heeltemal. En selfs wanneer dit met ons goeie gaan, daar hier as alles mooi loop, dan wil ons in trots staan en ons wil die eer daarvoor vat. En ons vergelyk ons so maklik met ander mense, want ons wil 'n erkenning hê, ons wil in beheer wees. En dan kom die Bybel en hy noem dit sonde. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, elke liewe mens. Sonde is nie net
steel of jok of verkeerde dinge doen nie. Sonde is baie dieper as dit. Sonde is daardie harte wat van nature net om jouself draai, in plaas van om God. Sonde is dat ons self koning wil wees in ons lewe. Ons wil self besluit wat reg en verkeerd is. So ek gaan doen wat ek wil soos dit my pas. Ons wil hê God moet ons soms help. Maar ons wil nie werklik hê hy moet die heerser oor ons hele lewe wees nie. Hy moet regeer oor alles in my lewe nie. En dis eintlik dieselfde probleem wat al daar in die tuin van Eden gebeur het. Daar het Adam en Eva wou self besluit wat reg en verkeerd is. En niks het oor hierdie duisende jare verander nie. Ons as mense is nog presies dieselfde. Ons het nie net 'n paar foute nie. As jy vanmôre na jou lewe kyk, dan besef jy een ding. Op jou eie kan jy dit nooit maak nie. Dan besef jy vanmôre opnuut, jy het 'n verlosser nodig. Romeine 6 vers 23 sê vir ons, die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En dit is wanneer die evangelie vir elkeen van ons begin sin maak. Want die waarheid is dit, elkeen van ons wat hier sit was op pad na oordeel. Tot daardie dag wat jy Jesus Christus as jou verlosser en saligermaker aanneem. Want wat het Jesus gedoen? Hy het die pad gestap na die kruis vir elkeen van ons wat hier sit. En dan sien ons hierso hierdie ongelooflike woorde wanneer Paulus verder hier sê, hy was in die gestalte van God. Dit beteken Jesus was nie net 'n goeie mens of 'n profeet nie. Hy was God self. Hy was van ewigheid by die Vader. Hy was in heerlikheid. Engele het hom aanbid. Alles is deur hom gemaak en vir hom gemaak. Hy was koning oor alles. En tog sê die Bybel, hy het gekom en hy het homself kom verneder. Hy het nie aan sy heerlikheid vasgeklou nie. Hy het nie gesê, dis so wonderlik hier in die hemel, hier waar die engele my aanbid, hier waar ek alles het, waar ek die koning is. Het hy nie gesê, ek gaan in my heerlikheid bly, ek sal nie gaan nie. Hy het gekies om na die aarde toe te kom. Johannes 1 vers 14 sê, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Ons al gedink, wat beteken dit? Jesus het mens geword. Hy het gekies om gebore te word as 'n baba. Hy het gekies om in absolute armoede groot te word. Hy het gekies om honger te word, om moeg te word, om hartseer te beleef, om verwerp te word. Hy het gekies om tussen sondige mense te kom leef. Hy het gekom van mag na swakheid. En die belangrikste is, alles het hy vrywillig gedoen. Hy het dit nie gedoen omdat hy gedwing is nie, hy het dit gedoen omdat hy elkeen van ons so lief het. Het hy daardie pad kom loop. En Jesus se aardse lewe was eintlik een lang pad na die kruis. Hy het nie net gekom om te kom leer, om te kom genees. Nee, sy hoofdoel was om te kom sterf vir elkeen van ons se sonde. En die dag as jy dit besef, dan begin jy verstaan. Jesus was nie net 'n slagoffer nie. Hy was die verlosser wat doelbewus se pad kom loop het na die kruis. En hy het dit vir jou sondes kom loop, vir my sondes kom loop. En dan sien ons hierdie pad van Jesus, moet ons mooi verstaan. Die kruis was nie 'n nederlaag vir Jesus nie. Dit het dalk vir mense so gelyk, tot vir sy disippels het dit gevoel alles is verlore. Dit het gelyk of die vyand oorwin het. Dit het gelyk of alles verby is. Maar die kruis was nie 'n verlies nie. Die kruis was deel van God se groot verlossingsplan. Die kruis was Jesus se oorwinning oor sonde. Daar in Jesaja 53 vers 5 sien ons, hy is deurboor oor ons oortredinge, hy is verbrysel oor ons ongeregtighede. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.
En hierdie kruis was 'n verskriklike manier om te sterf. Dit was pynlik, dit was vernederend, dit was wreed. Maar die ergste van die kruis was nie net die spykers en die pyn nie, dit was die geestelike wat daar gebeur het. Aan die kruis het Jesus Christus wat geen sonde het nie, elkeen van ons se sonde op hom gedra. Kan ons dink aan daardie kruis, die las van die wêreld se sonde op Jesus Christus. Hy het daardie straf gedra wat elkeen van ons moes dra. En hy het in ons plek gesterf. En 1 Petrus 2 vers 24 sê vir ons, hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. En aan 2 Korintiërs 5 vers 21, hy wat geen sonde geken het nie, het God sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid in God, van God in hom. Daarom moet jy vanmôre hierdie persoonlik verstaan, elkeen wat hier sit. Stel jou voor, jy staan daar by die kruis, en jy kyk op na Jesus. En dan besef jy, Jesus hang nie aan daardie kruis oor iets wat hy gedoen het nie. Jesus het geen sonde nie. Hy hang daar in jou plek. Hy dra elkeen van ons se straf en hy betaal my skuld. En daar waar hy hang en elkeen van ons se skuld so dra, roep hy uit, dit is volbring. Hy roep nie uit, ek het verloor nie. Nee, hy roep uit, die werk is klaar, die skuld is betaal, die oorwinning is behaal. Jesus het nie net aan die kruis gesterf nie. Hy het deur die kruis die sonde kom oorwin, die dood oorwin en vir elkeen van ons redding gebring. Wat vir die wêreld gelyk het soos die grootste nederlaag daardie dag, was die grootste oorwinning wat daar ooit in die geskiedenis was. In Filippense 2 verander, is daar so mooi woord as ons verder in vers 9 tot 11 gaan lees, daarom. Hierdie is een van die mooiste gedeeltes daar, want ons lees, Jesus het homself verneder, hy het 'n diensknegt geword, hy was gehoorsaam tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom uitermate verhoog en hom die naam gegee wat bo elke naam is. Met ander woorde, hier is dit so wonderlik om te sien, die kruis was nie die einde van Jesus se storie nie. Die graf was nie die einde van Jesus se storie nie. Die dood het nie die laaste sê oor Jesus gehad nie. God het hom opgewek uit die dood. Jesus lewe, hy het opgestaan. Hy het die dood oorwin. En hy het teruggegaan na die Vader in heerlikheid. Handelinge 2 vers 24 sê, maar God het hom opgewek deur die smarte van die dood te ontbind. Hier sien ons, die wêreld het Jesus verneder, maar God het hom verhoog. Mense het hom verwerp, maar God het hom geëer. Mense het hom gekruisig, maar God het hom gekroon. En die Bybel sê, daar kom 'n dag wanneer elke knie sal buig, in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot eer van God die Vader. Dit beteken, elke mens wat nog ooit geleef het, gaan eendag voor Jesus staan, ook ek en elkeen wat vanmôre hier sit. Presidente, rykes, armes, geleerdes, kinders, almal gaan voor hom staan. En op daardie dag gaan die belangrikste vraag wees wat jy gaan hoor, nie hoe suksesvol was jy nie, nie hoe bekend was jy nie. Die belangrikste vraag gaan wees, wat het jy met Jesus gedoen? Het jy hom vertrou? Het jy hom gevolg? Het jy hom as jou verlosser aangeneem? Want die een wat aan die kruis gehang het, is die koning van die heelal. En eendag sal almal dit sien. Ek wil hê ons moet hier aan die einde weer teruggaan na die kruis. En ek wil hê ons moenie haastig wees as ons hier voor die kruis staan nie. Ek wil hê ons moenie die kruis net sien as nog 'n Bybelverhaal vanmôre nie.
Sien dit asof jy regtig hier voor die kruis staan. Wanneer jy daar staan, dan hoor jy hoe die skare stil word. Jy sien hoe die soldate een kant toe begin beweeg. Jy sien hoe die lig donker word. En dan sien jy vir Jesus wat hang aan die kruis. En as jy so opkyk, dan sien jy die spykers wat deur sy hande is. Jy sien die bloed wat van sy gesig en oor sy lyf loop. Jy sien daar die doringkroon. Jy hoor hoe hy sukkel om asem te haal. En dan besef jy iets wat alles verander. Hy is nie daar oor sy sondes nie. Hy is daar oor my sonde. Dan weet jy eintlik moes dit elkeen van ons gewees het wat daar moes gehang het. Dit moes ek gewees het, dit moes jy gewees het. Maar hy kom en hy staan in ons plek. Hy dra ons straf, hy betaal al ons skuld. Romeine 5 vers 8 sê dit vir ons so mooi, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Mag dit wees dat nie een van ons ooit sal gewoond raak aan die kruis nie. Mag dit wees dat ons nooit net vinnig verby die kruis sal lewe nie. En mag dit wees dat ons nooit in verwondering sal staan oor wat Jesus Christus aan die kruis vir elkeen van ons persoonlik gedoen het nie. Want vanmôre kan ek sê, die kruis bewys God se liefde vir elkeen van ons. Hy bewys God se liefde vir jou. Jy kan vanmôre jou naam daarin sit en sê God het jou so lief dat hy sy seun aan die kruis vir jou laat sterf het. En dan wys die opstanding bewys dat Jesus is die Here. Maar jou lewe moet wys, wat gaan jy met daardie waarheid doen? As jy na jou lewe kyk, leef jy werklik soos iemand vir wie Christus alles aan die kruis betaal het, vir al jou sondes. Ek wil vanmôre, voor ek vir ons 'n gebed mee gaan afsluit, wil ek so 'n minuut se stilte gee. Ek wil hê elkeen moet net daar waar hy sit, opnuut dink. As Jesus Christus jou verlosser en Here is, hoe sien jy die kruis? Leef jy elke dag in jou lewe uit daardie dankbaarheid vir wat Christus vir jou gedoen het? Of vir die gejaag en die belangrikhede van hierdie wêreld vir jou so groot en belangrik geword, dat Christus se verhaal in die Bybel is, waar dit vir jou niks beteken nie? Of leef jy elke dag in die oorwinning wat die kruis vir jou gebring het? Ek gaan vir elkeen 'n paar oomblikke gee, om net weer opnuut te dink, wie is Jesus in jou lewe? Hemelse Vader, ons wil vanmôre kom en ons wil sê dankie, dankie dat U U seun gegee het, dat hy gekom het om vir elkeen van ons se sondes te sterf, dat U ons so lief gehad het,
dat geen prys vir U te groot was nie. Ja, dat God mens geword het. Mens geword het, deur pyn, deur stryd, deur worsteling moes gaan, sodat elkeen van ons gered kon wees. Maar Here, sal U gee dat ons nooit gewoond sal raak aan die kruis nie, dat ons nooit net vinnig verbrei die kruis sal leef nie, dat ons nooit sal ophou in verwondering te staan oor wat U vir ons gedoen het nie. Ja, Here, dat ons U liefde elke dag sal ervaar, en dat ons in dankbaarheid die genade wat ons ontvang het sal uitleef, oral waar ons gaan. Here, my gebed is as hier vanmôre dalk iemand is wat nog nie hier aangeneem het nie. Ja, Here, wat nog die pad van hierdie wêreld stap, wat nog nie werklik op daardie punt gekom het om te sê, hier is ek, Here, ek wil U aanneem as my verlosser, my saligmaker en my redder nie. Here, bid ek dat U in daardie mense hart ook vanmôre dit sal lê, Here. En vir elkeen anders van ons wat vanmôre hier is, wat al dalk lank 'n pad met U stap, maar dalk het ons so 'n bietjie begin koud word, Here. Dalk het ons nie meer daardie brandende liefde vir U, daardie liefde wat werklik weet wat dit beteken dat Christus vir my gesterf het nie. Ja, Here, dalk het ons lou geword. En dan is my gebed, Here, dat U vanmôre opnuut die Gees in elkeen van ons sal laat werk, Here. Dat ons opnuut sal sê, hier is ek, Here. Hier is ek opnuut. Ek gee vanmôre opnuut my lewe aan U oor. Ek kom vanmôre opnuut en sê, Here, wees U alles in my lewe. Wees U die heerser oor alles in my lewe. En laat my weer besef wat belangrik is in hierdie lewe. Dat ek nie so op die aardse sal fokus, dat ek vergeet wat werklik saak maak nie. En daarom is my gebed, Here, waar ons nou ook saam die nagmaal gaan gebruik, dat elkeen van ons hier opnuut voor U sal stil word, en dat elkeen van ons net weer sal kyk na ons eie lewens. Ja, Here, want ons weet, ons het 'n verlosser nodig. En daarom sê ons dankie, Here, dankie vir wat U aan die kruis op Golgotha vir elkeen van ons gedoen het. Wees hier nou met ons waar ons ook die nagmaal saam gaan gebruik. Lei U elkeen, Here, laat U elkeen sy hart deursoek en weer opnuut kyk, hoe lyk ons verhouding met U? En ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Ons het volgende weer gehoor wat Jesus daar aan die kruis vir elkeen van ons gedoen het. Ons het weer gehoor hoe Jesus doelbewus daardie pad gestap het. Hy wat geen sonde gehad het nie, maar hy het daardie pad gestap vir elkeen van ons se sonde. Ons het gehoor van sy vernedering. Ons het gehoor van sy lyding. Ons het gehoor van sy dood en van sy oorwinning en van sy verhooging. Maar die nagmaal herinner elkeen van ons volgend weer. Jesus se liggaam is gebreek vir ons. Jesus se bloed is gestort vir elkeen van ons. En ons kom nie vanmôre na die tafel waar ons aansit om saam die tekens te gebruik omdat ons goed genoeg is nie. Ons kom vanmôre oor wat Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het, waar hy ons sondes kom vergewe het. Ons lees in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed.
Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ons lees daar in Jesaja 53 vers 5, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurbroer, deur wille van ons ongeregtighede is hy verbruisel. Die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir elkeen van ons genesing gekom. Is dit nie die wonderlikste wat elkeen van ons vanmôre as ons hier aan die tafel sit, weer moet onthou nie? Kom ons sluit ons hoofde voor ons saam die nagmaal gaan gebruik. Hemelse Vader, ons dankie vir die Seun Jesus Christus, wat homself verneder het en gehoorsaam was tot die dood toe. Ja, daardie dood aan die kruis. Ons dankie dat hy elkeen van ons se sonde gedra het, wat hom aanneem as verlosser en Here, dat hy in ons plek gesterf het. Ja, Here, dat hy ons straf gedra het, en dat ons nou vergifnis en lewe het deur hom. Here, my gebed is dat U vanmôre deur U Gees, deur die Heilige Gees in elkeen van ons se harte sal werk, sodat ons in geloof hierdie brood en wyn sal ontvang, en weer sal onthou wat Jesus vir elkeen van ons gedoen het. Ons vra dat hierdie nagmaal ons geloof sal versterk. Ja, Here, ons nederig sal maak, en ons lewens sal verander. En ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek gaan vra dat die manne wat vir ons gaan help vanmôre, dat hulle ons net sal help om die brood en die wyn. En dan gaan ek vra dat almal soos wat hulle uitdeel, dat hulle asseblief dit by hulle sal hou, en dan gaan ons almal saam op die einde die brood en wyn gebruik. Terwyl ons so sit, kom ons gebruik hierdie oomblik om ons harte te deursoek. En kom ons vra die Here om werklik aan ons te wys, as daar iets in ons lewens is wat moet verander. As daar iets in ons lewens is waar ons volhard in sonde. En as daar vanmôre iets is wat ek na die Here moet bring voor ek hierdie nagmaal gebruik, sodat ek nie oordeel oor myself eet of drink nie. Gebruik hierdie oomblik om werklik stil te word voor God. daar iemand is wat dalk per ongeluk oorgeslaan is met die brood, sal net vir ons die hand opsteek. Iemand met die
Kelkie dalk. As baie dankie julle. In die nag waarin die Here Jesus verraai is, het hy brood geneem en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: "Neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis." Hierdie brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet en onthou en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot volkome versoening van al ons sondes. Net so het die Here ook die beker geneem na die ete en gesê: "Hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis." Die beker van danksegging wat ons dankbaar vanmôre gebruik, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem en drink almal daaruit, onthou en glo, die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus is gestort tot volkome versoening van al ons sondes. En ek wil hê as ons dit hier gebruik, glo werklik dat as jy jou sondes bely het, dat dit weggewas is en dat jy skoon en nuut staan en so kan leef. Hemelse Vader, ons dankie dat ons vanmôre so saam die nagmaal kan gebruik. Dankie Here vir die sigbare tekens van die brood en die wyn, wat ons weer opnuut laat dink aan die liggaam en die bloed van Jesus Christus. Dankie Here dat ons kan weet dat ons sondes is vergewe, nie oor wat ons gedoen het nie, maar oor wat Jesus gedoen het aan die kruis. Here, help ons om nou nie net meer vir onsself te leef nie, maar om te leef vir hom wat vir ons gesterf het en opgestaan het. Here, my gebed is dat elkeen van ons se lewens sal wys dat ons werklik aan Jesus Christus behoort. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan vir Christian vra om vir ons 'n liedjie te speel. En wanneer hy liedjie so speel, sit vanmôre en dink net aan die wonderlike voorreg dat Jesus Christus al jou sondes op die kruis op hom geneem het. Dat hy jou nuut gemaak het, dat hy jou vry gemaak het. En dat jy kan uitgaan en werklik kan gaan leef in oorwinning. Die wonderlikste daarvan is nie oor wie jy is nie, oor wie Christus is en wat hy aan die kruis vir jou gedoen het. Kom ons begin dit uitleef in dankbaarheid oor die genade wat ons so onverdiend ontvang. Christian, jy kan vir ons speel asseblief. Daar was 'n houtkruis, my Jesus aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid
Hoe sal ons kan hande val en zwijg? Daar was een houtkruis, my Jesus aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis, en daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete in dans los wil breek. Daar was een houtkruis, my Jesus aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd besluite raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed daar die houtkruis kraak. Daar was een houtkruis, my redder aan een houtkruis vastgeslaan. Daar was een houtkruis, en daarom sal ek sing. Daar was een houtkruis, my Jesus aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis, en daarom sal ek sing. As ons vanmôre so stil word en ons elkeen sê daar was 'n houtkruis, maar Jesus aan 'n houtkruis vasgeslaan, wil ek saam vra soos wat hierdie woorde in daai liedjie sê, hoe kan ek hande gevou sit en swyg? Mag dit wees dat nie een van ons as ons vandag hier uitstap in 'n wêreld gaan leef asof alles verlore is, asof God nie bestaan nie. Mag ons vanmôre hier uitstap en kyk na die kruis, kyk wat Christus vir ons gedoen het, en uitgaan in hierdie wêreld en gaan leef as oorwinnaars, nie in ons krag nie, maar in die krag van my redder, wat aan die houtkruis vir my gesterf het. Hemelse Vader, ons dankie dat ons vanmôre weer net kon terugkyk en by die kruis kon stil staan. Ons dankie dat ons weer hier aan die tafel van die Here kon aansit, Here. Maar nou gaan ons weer uit in hierdie wêreld. En my gebed is, Here, dat nie een van ons wat vanmôre hier sit sal kan uitgaan en net verby die kruis kan gaan leef nie. Dat elkeen van ons sal onthou wat Jesus Christus vir ons gedoen het. En dat elkeen van ons se lewens sal wys dat ons aan hom behoort. Daarom is my gebed, Heer, vul U elkeen van ons vanmôre so met U Gees.
dat ons sal uitgaan en gaan juig en gaan jubel oor my redder, my verlosser. Amen. Almal word genooi om bo in die saal lekker iets saam te kom, 'n koppie koffie te kom drink en ietsie saam te kom eet daar. En dan wil ek almal ook nooi, Vrydagoggend 8:00, ons het dit 'n uur vroeër Vrydag om 8:00 kom ons hier by die kerk by mekaar. En dan gaan ons die kruisigingsdiens hê. En dan gaan ons stil staan. En ek wil elkeen uitnooi om te kom kyk en te kom hoor. Wat sê Jesus Christus vir elkeen van ons daar aan die kruis? Want as ons werklik begin leef dat Christus nie net meer 'n storie in die Bybel is nie, maar die koning en die heerser van my lewe, dan verander my lewe. En ek glo nie hier's een mens wat vanmôre hier sit wat nie 'n lewe wil leef waar Christus jou alles word nie. Dat jou lewe sal straal daarvan dat as mense na jou kyk, hulle Christus in jou sal sien. Mag dit so wees dat ons hierdie week sal uitgaan en so sal gaan leef, dat die wêreld sal sien, my verlosser het werklik vir my sondes gesterf, ek glo dit met my hele hart. En mag elkeen van julle dit hierdie week beleef, die nabyheid van God, waar sy Gees in ons woon. Kom ons gaan uit en ons gaan leef soos oorwinnaars. Dankie.